Gemeente, ons maak volgens die woord van die Here dan ook oop in Romeine 15. Romeine 15, daar gaan ons lees 'n enkele vers 13. Romeine 15, vers 13. Voor ons dan ook die woord van die Here gaan lees, kom ons word net stil voor die Here en ons vra dat hy met ons elkeen sal praat in hierdie oggend. Here ons God, baie dankie vir 'n liefde so groot, so onverdiend. Vir u teenwoordigheid by ons wanneer ons dit die nodigste het. Vir u krag, u leiding en u bystand. En u troos. Here, ons is bewus van soveel persone hier wat op hierdie stadium so afhanklik is van u genade, u bystand en krag. Ons dink aan hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Hulle wat self deur siekte en swaar gaan. Hulle wat nie aldag weet waar die volgende bord kos vandaan kom. Nie weet wat die toekoms is. En in hierdie oggend, u Here, wil ons elke een in daardie groot afhanklikheid net weer by u voete kom sit en vra, Here, help ons. Praat met ons. Geef ons die antwoorde waarna ons so desperaat soek in ons lewens. Daarom wil ek vra dat u dit sal stilmaak in ons gemoed wanneer ons nou na u woord luister. En dat die woorde wat na ons toe kom werklik deur die Gees geïnspireer sal wees om ons lewens aan te raak, met ons te praat en dat nie een van ons hier sal weggaan onveranderd nie. Daarom is en bly dit my gebed. Spreek, Here, want u kinders luister. Amen. Romeine 15 vers 13. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vandag met u elkeen praat oor iets wat ons almal ken. Iets wat ons almal baie gereeld in ons lewens ervaar. En dit is swaar en hartseer tye. Nie net kan ons maar gekyk het na ons eie afkondigings vanoggend, na die swaar, die hartseer en die moeilike tye wat ons eie mense in ons gemeente deurgaan nie. Maar wanneer ons na die nuus kyk, dan is dit ook maar net so sigbaar. Of dit oorlog is, of siekte, of moord en tragedie en dood van ons eie mense in ons land en oor die wêreld, die werkloosheidssyfer, en mense wat sukkel om die einde van die maand te kan haal. Verhoudings wat breek. Mense wat ons liefhet, wat deur siekte, deur moeilike tye moet gaan, of wanneer die dood iemand kom haal. En ons vra onsself dan af, Here, waar is u? Hoekom moet hierdie dinge gebeur? Hoe moet ons aanhou? Waar is ons hoop ingelê? Dis nie maklik om positief te bly wanneer die swaar tye en die donker tye rondom ons is en gereeld voel of dit ons wil net onderkry, ons wil vernietig nie. As ek nie weet hoe ek deur die dag van môre gaan kom nie. Maar vandag wil ek vir een en elk van julle kom sê, daar is hoop. Nie 'n hoop wat kom en gaan soos die weer nie. Nie 'n hoop wat afhang van my omstandighede nie, maar 'n hoop wat 'n vaste hoop is, wat vas en stewig is. 'n Hoop wat 'n anker is vir my siel. Kom ons gaan vanoggend kyk na 3 dinge wat juis praat wat die Bybel vir my leer oor hoe kan ek positief bly en hoop vind wanneer dit eintlik soms baie moeilik gaan in my lewe. Die eerste punt is dat die hoop wat ons het,
kom van 'n bron af. Dit kom van God af. Die eerste ding wat ons moet weet is dit. Is dat hoop nie iets is wat ons uit onsself uit kan opbring nie, of maak, of vir onsself skep nie. Hoop kom net van God af. As ons hierdie gedeelte van vanoggend weer wil lees en kyk na Romeine 15 vers 13, dan begin dit met die eerste deeltjie, die eerste sinnetjie. Mag God die bron van hoop. En dan gaan dit aan. God is nie net iemand wat vir ons hoop gee as ons dit nodig is nie. God is hoop. Hy is die bron daarvan. Hy is die oorsprong daarvan. God kom en hy gee vir ons sy hoop, want hoop kom net van hom af. Hy is ons hoop. Dit is nie iets wat ons moet maak of skep of probeer in die hande kry nie. Dis iets wat ons ontvang van die Here af self. Baie mense dink dat hoop is 'n gevoel. Ek voel mos hoopvol vandag, of ek voel hopeloos. Maar Bybelse hoop is nie 'n gevoel nie, dis 'n ware sekerheid, dis 'n belofte. Dis die wete dat God in beheer is, selfs al lyk dit of my hele lewe uitmekaar val, of alles skeefloop en ek weet nie wat die wêreld nog vir my gaan bring nie. God is my hoop. In Romeine 5 lees ons in vers 3 tot 5, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En die egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Let op, weer eens staan daar nie geskrywe dat ons nooit sal swaar kry nie. Maar dit sê, swaar kry, kweek hoop. Nie omdat swaar kry lekker is nie, want dit is nie. Maar omdat God juis ons tye van swaar kry gebruik om iets nuuts in ons lewe te kan doen. Hy gebruik dan juis die moeilikste tye om ons geloof op te bou, om ons karakter te help vorm, om ons nader aan hom te kan bring. Ek wil vir julle 'n storie vertel. Daar was 'n vrou gewees met die naam van Elsie. Sy was baie erg aan dwelms verslaaf gewees. Sy het vir baie jare swaar gekry daaronder, gesukkel om daarvan vry te kom. Maar met die Here se genade het God haar uiteindelik ook daarvan bevry en het sy iets wonderliks begin doen. Sy het begin om elke dag 'n klein boodskapies op papiertjies te skryf. Boodskapies en briefies van bemoediging. En soos sy deur die stad beweeg het deur haar daaglikse lewe, het sy dit oral uitgedeel of onder motor se ruitveers ingedruk, op 'n paal in die parkie vasgeplak. En haar briefies was eenvoudig geskryf. Dit het gesê, hierdie is met baie liefde, want hoop word vir jou gestuur. Snaakse boodskap. Maar vir haar het dit baie betekenis gehad, want sy het geweet wat dit beteken om nie hoop te hê nie. Om hopeloos te voel, nie te weet waar die dag van môre gaan kom en of daar ooit vir jou sal uitkoms wees nie. Sy het geweet dat hoop net van God afkom en daarom het sy vir elkeen gesê dat hulle moet besef, hulle is geliefd en daar is vir hulle hoop. Hulle moenie opgee nie. Hoekom? Want sy het die bron van hoop leer ken. En sy het dit belangrik geag dat elkeen moet weet, jou situasie is nie hopeloos nie, daar is hoop. Hy is die een wat liefde in ons harte kom uitstort. Selfs as ons ver van hom af weg is. Hy is daar vir ons en hy is ons hoop. Wanneer jy dus ook
in swaar en hartseer tye is, moenie probeer om in jou eie hoop te soek vir die toekoms nie, maar gaan na die bron van hoop toe. Gaan na God toe in gebed. Gaan na sy woord toe, lees weer sy beloftes vir jou. Hy is die een wat die hoop vir ons sal gee. Die tweede belangrike punt is dat hoop is die enigste ware anker vir my siel. Dis die tweede punt wat ons nie moet vergeet nie. Dit is dat hoop nie net 'n mooi gedagte is nie, maar dit is 'n werklikheid, iets wat vas en stewig staan, en dis my anker. In Hebreërs 6 vers 19 lees ons: hierdie hoop hou ons vas soos 'n anker vir my siel wat veilig en stewig is. Dink aan 'n skip op die groot see wat in 'n stormtyd ingaan. Wanneer daai golwe so hoog is en die wind baie sterk is. 'n Skip wat heen en weer geruk word en geslinger word deur hierdie rowwe water. Maar onder die water is daar 'n anker. En daai anker is vas aan die bodem van die see. En omdat daai bodem onveranderlik sterk is, bly daai skip veilig terwyl die anker daarin vasgenaal is. So is die hoop vir my siel ook. Die storms van die lewe gaan kom. Die golwe van bekommernis, vrees, hartseer slaan baie hard daarteen. Dit ruk jou rond. Maar as jy hoop het, hoop wat in God geanker is alleen, dan bly jy vas en stewig staan. Jy mag dalk geskit word deur hierdie storm, maar jy sal nie omval nie. Een skrywer het gesê, hoop is nie net 'n mooi gedagte of 'n sagte gevoel nie. Dis 'n noodsaaklike deel van ons welstand. Dit gee betekenis aan ons pyn, lig in ons donker oomblikke en gee vir ons moed vir môre. En verder, om hoop te hê beteken nie dat ons pyn en probleme ontken en sê dit bestaan nie. Dit is om te weet dat die pyne en die probleme nie die einde is van jou en my storie hier op aarde nie. Dit is wat Bybelse hoop is. Dit is nie om te sê alles is reg en daar's nie 'n probleem nie, want dit is nie so nie. Alles is nie net altyd goed en reg in my lewe nie. Nee. Dit is om te sê ek is nou in 'n swaar tyd. Ek ervaar nou hartseer en pyn en swaar. Maar God is steeds in beheer en hy sal my hierdeur dra. Dis sy belofte aan my. Maar hoekom is jou hoop dan so belangrik? Omdat hoop jou help om aan te hou wanneer dit voel jy kan nie meer aangaan nie. Hoop gee jou die krag om weer op te staan as jy voel of die wêreld jou plat geslaan het en of jy geval het. Hoop gee jou die moed om weer te kan probeer. Hoop wys vir jou dat daar lig is aan die einde van die tonnel. In 2 Korintiërs 1 vers 7 staan daar geskrywe: ons hoop vir julle is seker, omdat ons weet dat soos julle deel het aan die lyding, julle ook so deel het aan sy bemoediging. Sien jy? Die lyding en die bemoediging gaan saam. Jy kan nie die een hê sonder die ander nie. En God beloof jou dat ons, wanneer ons swaar tye het, ook sy bemoediging dan so sal ervaar. Hy beloof dat hy ons sal bemoedig in ons swaar en hartseerste tye van ons lewe. Die vraag is, waar anker jy jou hoop? Anker jy dit in jou werk, in jou geld, in jou gesondheid, in mense? Al daai dinge kan wegraak so maklik.
Maar as jy jou hoop in God anker, dan is dit veilig en stewige anker. Want God verander nooit. Hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoop is iets wat ons ook moet deel. Dis die derde waarheid wat ons vandag na kyk. Hoop is nie net vir my bedoel nie. Die ding wat ons moet weet is dat hoop nie net myne is nie, maar hoop is iets wat ek ontvang om dit vir ander ook te kan gee. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense hoop al verloor het. Baie mense is al so moeg, moedeloos. Mense sien nie meer vir hulle self 'n toekoms nie. En as Christene is ons juis geroep om ook hierdie hoop wat ons ontvang het, te kan uitdeel vir ander wat dit so nodig het. So skryf Paulus dan ook in 2 Korintiërs 1 van vers 3 tot 4. Gelooft sy die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en die God van alle vertroosting, wat ons vertroos in al ons verdrukkings, sodat ons die wat in enige verdrukking is, kan vertroos deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos word. Met ander woorde, God vertroos ons sodat ons ander ook kan gaan troos gee. Hy gee vir ons hoop sodat ons hierdie hoop ook aan die wêreld kan gee wanneer hulle dit net so nodig het. Kom ons dink weer aan daai vrou Elsie. Sy het hoop ontvang en toe sy hoop begin uitdeel, het sy 'n verskil gemaak. Sy het nie daai hoop net vir haarself gehou nie. Sy het vir ander vertel wat ook gevoel het, hulle lewens is in hopelose tye, dat daar vir hulle liefde is en hoop. Hoe kan ek en jy dan vir ander mense hoop gee? Deur woorde van bemoediging, deur vir iemand te kan bid, iemand te help wat sukkel, deur net daar te wees vir iemand wat alleen is. Onthou, om te hoop is om te besluit om nie op te gee nie, maar om vas te hou aan wat goed en moontlik is, selfs al is die pad hoe moeilik. En as jy hoop vir ander kan gee, gebeur daar ook iets wonderliks. Jou eie hoop word sterker. Wanneer jy iemand anders kan help om hoop te vind, vind jy self meer hoop. Daarom moedig ek julle vandag aan. Moenie jou hoop vir jouself hou nie, en gaan deel dit uit. Gee dit weg. Want hoop is mos eintlik soos 'n kers. As jou kersie van hoop brand in 'n donker wêreld en jy kry dit reg om iemand anders se kersie ook aan te steek met jou hoop, is daar nou 2 kersies wat brand en meer van jou lig wat gedeel word. En hoe meer jy jou hoop kan uitdeel en hoe meer mense jy kan aansteek om hierdie hoop te dra, hoe helderder skyn daai oorspronklike liggie van jou om die wêreld 'n beter plek te maak. My geliefdes, ek weet nie van elkeen van julle se swaar tye wat julle deurmaak nie. Ek weet nie of julle sukkel of dit is met hartseer, met pyn, met geld, met gesondheid, verhoudings, of wat dit mag wees nie, maar daai deel wat jou hart ook gebreek het. Maar ek weet een ding, daar is hoop, want God is die bron van my hoop. En hy wil hê ek moet vir julle ook vandag hierdie moed en hoop deel. Mag God, die ware bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul vandag, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Hou vas in daardie hoop.
Anker jou siel nou daarin. En deel dit met ander wat dit so nodig het. Want ons hoop is nie te vergeefs nie. Ons hoop is seker. Ons hoop is in hom wat die storms kan stilmaak. Wat selfs die dooies kan opwek. Wat nuwe dinge kan doen. En daarom is sy belofte vandag in die boodskap. Die beste kom nog. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Vader, ons kom na U toe met ons swaar laste vandag, want U ken elke een hier se pyn, se hartseer, se onsekerheid. U ken die stryd waarin elke een van ons so vasgevang is. Here, ons bid dat U, wat die bron van ons hoop is, ons harte nou sal vul met U vrede en vreugde. Geef vir ons die krag om te kan aanhou in hierdie moeilike tye ook. Die moed om nie op te gee nie en die hoop om te weet dat U in beheer is. Help ons om hierdie hoop met ander ook te kan deel, sodat ook hulle U liefde kan ervaar. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.